Welkom by hierdie voorlesing van Sterre is vir altyd, die eerste in die reeks oor die Barnard meisies. Geskryf en voorgelees deur Sofia Kap, uitgegee deur Boekdiva Uitgewers. Hoofstuk 22. Janie sug genoeglik en strek lui toe die trein deur die buitewyke van Parys stadiger begin ry. Hierdie keer het sy dan beter gevaar. Sy het net tydens die laaste deel van die treinrit ingedommel, toe die landskap plat en eentonig geraak het en die ligte gewieg van die trein en die vorige nag se lang en stadige liefdemaak haar ingehaal het. Dit was 'n magiese nag. Eintlik was elke nag wat sy saam met Max kon deurbring 'n wonder. Elke keer as hulle liefde maak, is dit asof die hemel vir haar oopgaan en elke keer dink sy, dit kan nie beter nie. Maar dan breek die volgende nag aan en bewys hy haar verkeerd. Gisternag was dit weer so. Daar was die honger en die hitte, die passie en die nood, wat hy met 'n woord of 'n aanraking in haar kan wakker maak. Maar daar was ook 'n diepte en 'n innigheid, amper 'n verwondering, in die manier waarop sy hande om die kurwe van haar skedel gevou het, terwyl hy in haar was en haar naam gesug het. Daar het iets bygekom na hulle gesprek daar voor die vuur, iets wat hy nou nog nie behoorlik kan plaas nie. Maar sy weet presies wat dit in haar ontketen het en sy weet presies hoe ver sy in haar moer is. Tot nou toe kon sy haarself op koers hou deur op die tydelikheid van die situasie te fokus. Sy kon vashou aan die idee van 'n sprokie en die wete dat alles wat sy ervaar, hoe heerlik ook al, tot 'n einde gaan kom. Maar gisteraand het die sprokie tot 'n einde gekom en 'n droom geword. En 'n droom werk anders as 'n sprokie. 'n Droom is ook nie werklik nie en dit bestaan ook net in 'n mens se kop. Maar waar 'n sprokie net in 'n boek uitwerk, is 'n droom in die werklikheid haalbaar. En saam met die wete dat 'n ding haalbaar is, kom die wonderbaarlikste en gevaarlikste van alle menslike emosies: hoop. Sy is hier op die rand van 'n afgrond en sy staan reeds met haar een voet oor die dieptes. So hard as wat sy gekeer het, soveel as wat sy geglo het dat sy haar verwagtinge ten opsigte van hierdie man kan beheer, so min kan sy haar voornemens uitvoer. Soos wat sy hier sit, is sy 'n handbreedte weg daarvan om te glo dat hulle hierdie saamwees sal kan omskep in iets meer as net 'n tussenspel. Dis mal. Dis lewensgevaarlik. Maar dit was van die begin af onafwendbaar. Die man wat hy is, sal nooit minder as alles van haar verdien nie. Die gedagte is pas geformuleer toe sy 'n dralende soen teen haar slaap voel. "Is jy wakker?" hoor sy. "Ek dink so, hè," antwoord sy en sit regop. "'n Prins het my nou net wakker gesoen." Sy hoor die lag en weet hy besef nie haar woorde is eintlik 'n laaste desperate poging van haar om die sprokie lewend te hou nie. Maar dan raak hy saaklik. "Ek het met die kontrakteur gepraat, my woonstel is reg, ons kan van nou af daar gaan bly. Is daar nog van jou goed in die geleende woonstel?" "Ja, maar hoeveel is dit?" "En nie veel nie, 'n trui wat nie heeltemal droog was nie en die houer met die rooibos tee en so aan." "Oké, moet jou nie daaroor bekommer nie, ek sal reël dat iemand daar gaan skoonmaak, hulle kan dit sommer bring." Dit laat haar regop sit. "Ek kan dit self gaan doen, die plek is so klein." "Nee, jy gaan vandag besig wees." "O, wat gaan ek doen?" "Hoopelik so min as moontlik. Vandag gaan hy net bederf word. Ek het 'n paar dringende sake wat ek moet afhandel, maar ek het met Nina gereël om die dag saam met jou deur te bring. Jy onthou wie dit is. Ek het jou mos van haar en Claude vertel. Sy het beloof jy sal gepamper lang word soos nog nooit tevore nie. En ek glo sy sal haar belofte gestand doen. Sy is 'n gebore Parysenaar en ken al die beste salonne en klerewinkels." Yskoud. Tot in haar murg. Salonne en klerewinkels. Hoekom gaan ek soontoe? Hy maak die skootrekenaar toe waarop hy gesit en werk het vandat hulle dou voor dag in Annecy op die trein geklim het. Sodat jy vir jou die mooiste rok in Parys kan uitsoek vir vanaand se opera. Nina sê ook altyd 'n mens laat jou hare net in Parys of New York doen. En sy het beloof, sy gaan vir jou 'n afspraak by haar haarkapper gereël kry, al moet sy iemand omkoop.
Hulle doen allerhande goed by die salon, naels en grimering en so aan, al die bederfdinge waarvan julle meisies mos hou. Die trein kom tot stilstand en sy buik om haar rugsak op te tel. Hoopelik gee dit haar die geleentheid om haar gesigsuitdrukking te kamoufleer. Maar dit werk nie. Hy frons dadelik. Hoekom lyk jy nou so? Hoe lyk ek? Stel sy uit. Asof jy opsien daarteen. Nee, sy sluk. Dis asof die warm kokon van haar selfbeheersing afgeruk is en sy met alles gekonfronteer word wat sy 'n week lank geïgnoreer het. Opera gaan mos nie oor hoe 'n mens lyk nie, dit gaan oor die musiek, protesteer sy flou. Hy tel haar hand op en soen die rugkant. Jy's reg, dit gaan glad nie oor hoe jy lyk nie. Buitendien, jy kan 'n gooiingsak aantrek en jy gaan nog steeds die mooiste vrou in Parys wees. Maar vanaand is 'n gala uitvoering en die Parysenaars kan vreeslik uithang daarvoor. Ek wil hê jy moet op jou gemak wees tussen hulle. En ek wil hê jy moet my vriende leer ken. Nina is 'n liefie en ek weet sy sal haar bes doen om jou dag onvergeetlik te maak. Om hulle het die ander passasiers opgestaan en sy moet saam met hom buitentoe beweeg. Ja, sy het nie aanklere gebring nie en sy het so gesê, maar hulle is mos nou al by voorkoms verby. Hy het haar mos nou al perfek verklaar, daarbo by die sakrikke. As sy haar swart jeans en 'n swart trui aantrek en tydens pouse iewers in 'n hoek agter 'n palm staan, gaan sy niemand in die verleentheid stel nie. Dis mos nie asof sy belangrik is en mense na haar voorkoms gaan oplet nie. Dis beslis nie nodig om haar soos 'n uitreikprojek te behandel, net omdat sy nie gepak het vir uithanggeleenthede nie. Op die perron steek sy vasbeslote om vir hom te sê hoe sy voel, maar sy fokus is op die lieflike vrou in die funky baadjie en skoene wat by die hek staan en waai. Kyk, daar wag Nina vir ons, gee vir my jou bagasie, ek neem dit sommer saam met my. Die hand onder haar elmboog stuur haar vorentoe en sy het geen ander keuse as om saam met hom te loop en dan toe te kyk hoe die twee gesofistikeerde Europeërs mekaar groet nie. Dis soos 'n verdere skoot koue water vol in die gesig, daardie groet. Die hartlikheid, die opregte waardering, die stylvolle klere al is dit informeel, die kontinentale soen op albei wange. So vreemd, so wêrelde verwyder van die holderste bolder vreugde waarmee sy en haar susters mekaar sou omhels. Maar Max trek haar vorentoe en sy moet haar voorbehoude sluk. Sy kan kwaliek hier, voor sy vriendin, al die redes ophaal waarom sy nie 'n geskenk van hom wil aanvaar nie. Veral nie 'n geskenk waarvoor enige ander vrou waarskynlik haar oogtande, 'n klein toontjie en moontlik sig in haar linkeroog sou gegee het nie. Daarom glimlag sy so oortuigend as wat sy kan en laat toe dat Nina haar met dieselfde groet welkom heet. Hier, sê Max en hou 'n kredietkaart na Nina uit. Ek gaan dit nie vir Janie gee nie want ek vertrou haar nie. Sy gaan weer besluit iets is te duur of te spandabelrig en dit nie koop nie. Jy maak soos ek gesê het, net die heel beste. Sy wil ineenkrimp oor die manier waarop hy dit fraseer het. Nie net onkundig nie, maar boonop nog ingatlik ook. Maar Nina beloof hand en mond om sy opdrag tot op die letter uit te voer. En met 'n laaste soen en veeg oor haar wang, is sy aan sy vriendin uitgelewer. Nou toe kom, ons sal moet wikkel, sê Nina en steek haar hand deur haar arm. Ek het vir jou afspraak by my haarkapper gekry, maar hy het gesê jy moet vroeg inkom want jy's ook ingeboek vir 'n gesigbehandeling en 'n mani en 'n pedi. En dan moet ons nog vir jou gaan klere soek. Nina bekyk haar met 'n kennersoog, sommer so in die loop. Max was reg, jou proporsies is absoluut perfek. Die probleem gaan nie wees om vir jou iets te kry nie. Dit gaan wees om iets uit die magt om te kies. En daardie hare, Jeshen gaan mal word as hy dit sien. Dis hare waarvoor 'n mens 'n jaar in 'n salon gaan sit en dan gaan jy dit nog steeds nie so kry nie. Kom, hier is die kar, klim in voor ek nog 'n kaartjie kry. Claude het al 'n lopende rekening by die verkeersdepartement. Daar is geen ander genade nie, sy moet maak soos wat Nina sê. Sy moet in die motor sit en luister hoe Nina babbel oor ontwerpers en skoene en velsorgprodukte en haar verleentheid sluk omdat sy nie een van die name herken nie. Sy moet verbete wal gooi teen elke vlamskerp herinnering uit haar jeug aan haar ontoereikendheid. Seuns wat voorgee om in haar belang te stel, maar eintlik by haar susters wil kuier. Elke klaspartytjie waarheen sy nie genooi is nie. Die matriekafskeid waarvoor niemand haar date wou wees nie.
Haar susters wat probeer help het met makeovers en afsprake by salonne, maar uiteindelik alles net erger gemaak het, omdat sy die volgende oggend weer net gewoon was. Maar waarteen sy bovenal moet beklei, met alles in haar, is die aaklige wete dat sy 'n week lank gedink het dit maak nie saak nie. Intussen het hy geweet, soos wat sy geweet het, dat sy eintlik nie in sy liga is nie, maar dit uit hoflikheid of bejammering verswyg het. Ja, sy was goed genoeg vir 'n gedwaal deur die stad en museumbesoeke buite die toeristeseisoen en dop provinsiaal by 'n restaurant waarvan beïnvloeders nie weet nie. Sy was goed genoeg vir die geleende woonstel en stil laat aandritte op die metro en 'n blitsbesoek aan die plaas tussen sy getrouste werkers. Maar vir 'n aand by die opera tussen die Paryse elite is sy nie goed genoeg nie. Daarvoor moet sy oorgedoen word, kompleet met 'n bodemlose kredietkaart en 'n gekontrakteerde towertante. Nou toe, let's get this show on the road. Sy kyk deur die passasiersvenster na die indrukwekkende salon waarvoor Nina stilgehou het. Dis wat sy daarvan het. Hierdie ontnugtering is presies wat gebeur as jy beheer verloor oor jou eie kop en begin glo sprokies kan waar word. Dis wat jy kry as jy jou begin verbeel dat jy kan kers vashou by die mooi meisies, die oulike meisies, die gewilde meisies, en die waarheid jou inhaal. Hierdie swaar, seer ontnugtering wat soos 'n klip in jou binneste lê en elke kriesel vreugde oor die vooruitsig aan die aand uit jou maal. Maar sy is Janie, die gewone meisie met 28 jaar se ervaring daarvan om teleurstelling te sluk. Daarom knik sy gelate en tel die verslete rugsak op wat sy by haar voete probeer wegsteek het. Hierdie situasie is nie Nina se skuld nie, ook nie Max se nie. Hulle ken nie haar lewe of haar laste nie en hoef dit nie te bestuur nie. Dis haar skuld en hare alleen, want sy is die een wat hierdie plot al hoeveel keer sien ontvou het en weet presies hoe dit verloop. Sy moes haar eie verwagtinge bestuur het, soos wat sy van die begin af geweet het, en sy is die een wat dit nie gedoen het nie. Al wat sy nou kan doen, is om die seer en die teleurstelling te gaan wegsteek op daardie plek, diep en onsigbaar, waarvan nie eers haar susters weet nie, en haar dapper te hou, sodat sy nie bo op alles nog almal se bejammering hoef te verwerk nie. En die beste wat sy uit die situasie kan kry, is om hierdie laaste aand saam met Max te geniet vir wat dit is, die kroon op die beste week van haar lewe, en om daarna, met soveel waardigheid as wat sy kan, terug te keer na haar werklikheid. Janie neem 'n versigtige slukkie van die wyn, oorbewus van die lipstifie aan haar mond. Dis ongewoon. Dit voel ongewoon. Sy voel ongewoon. Dis asof haar menswees verdwaal het en in 'n vreemde meisie se lyf gaan klim het. 'n Meisie wat soos sy lyk en klink en praat, maar wat ligjare verwyder is van die aspoester wat vanoggend saam met Nina by die salon se deure ingestap het. Gelukkig verstaan sy nie Frans behoorlik nie. Dit was haar hoofgedagte toe Nina se haarkapper, 'n bitter gesofistikeerde half-Chinese, half-Franse jongman in 'n strak swart pak en met die mooiste hande wat sy in haar lewe nog gesien het, die eerste keer sy afkeurende blik oor haar laat gly het. Maar selfs sy kon agterkom, sy mening oor haar voorkoms is nie vleiend nie, en dis net sy gebiedende sit wat gekeer het dat sy ten spyte van alles die strate inhol. Aanvanklik was sy oortuig dat die sessie in die salon weer een van daardie geleenthede gaan wees, waar sy nie kan wag om by die huis te kom sodat sy alles kan afwas nie. Dis nie dat sy iets teen gremering het nie, maar sy haat dit om te voel asof sy 'n gerestoreerde marmerbeeld is wat gaan kraak as sy lag. Maar Nina het haar deurentyd verseker dat sy in 'n meester se hande is, en uiteindelik moes sy toegee, Jeshen is nie net 'n meester nie, hy is 'n towenaar. Dit het hom 'n rukkie geneem om oor sy verontwaardiging oor letterlik elke aspek van haar voorkoms te kom, maar toe hy eers begin werk het, was selfs sy stil oor die wonder wat voor haar oë afspeel. Die rok vir die opera was ook uiteindelik sy keuse. Toe Nina verduidelik het wat op die spel is,
het hy sy selfoon opgetel, 'n paar bevele daarin geblaf en 'n rukkie later 'n hele rits uitrustings by die deur ontvang. Sommige het hy dadelik verwerp. Te bont, te blink, te opgesmuk, te flamboyant. Maar 'n paar het wel sy oordeel oorleef. En dit was 'n swart rok, klassiek, elegant en bedrieglik eenvoudig, wat hy uiteindelik triomfantelik omhoog gehou het. Sy kon nie met sy keuse fout vind nie, dit is 'n asemrowende rok, en sy lyk asemrowend daarin. Hy het haar met die duiselingwekkende Manolo Blahniks heen en weer oor die salon se vloer laat loop, totdat hy tevrede was met haar liggaamshouding. Maak reguit jou rug en lig jou skouers, jy lyk soos 'n kameel met depressie. En die klein aansakkie is propvol buisies en potjies, waarmee sy haar grimering vanaand voor die vertoning kan opknap. Sy is, in elke moontlike opsig, paraat. Wat sy nie is nie, is gerus. Sy sit terug, sodat die kelner die slaai voor haar kan neersit, en probeer weer 'n keer onopsigtelik na haar weerkaatsing in die restaurant se venster kyk. Dit is sy, maar dit is ook nie. Dis die bekende lyf in die jeans en T-hemp waarmee sy by die salon opgedaag het, maar die meisie met die bloesende vel, die mooi versorgde hande en die vleiende haarstyl, wat haar kaak en nek so mooi afwys, is nie sy nie. Die grimering is veral nie sy nie. Sy kyk terug en betrap Nina se blik op haar. Bloos dadelik. Ek is jammer, ek is daarom nie gewoonlik so ydel dat ek myself in winkelvensters aangaap nie, maar ek kan net nie gewoond raak daaraan nie. As mens vinnig kyk, is ek amper so mooi soos Marie. Nina bekyk haar lank. Jy lyk soos jy, en jy is absoluut lieflik. Jy hoef nie soos Marie te lyk om beeldskoon te wees nie. Sy fokus op haar slaai. Max se vriendin het 'n manier om 'n gesprek te laat loop soos 'n rustige stroom, wat op 'n baie gemaklike manier inligting uit 'n mens onttrek wat jy nooit beplan het om met enige iemand te deel nie. Soos wat hulle hier sit, weet Nina presies hoe hulle gesin in mekaar steek, wie en wat haar susters is, en hoe haar onvermoë om met hulle te kompeteer haar selfvertroue geknak het. Nina weet selfs hoe sy en Max ontmoet het, en hoe dinge tussen hulle ontwikkel het. Sy weet selfs van Eddie. Dis nou nie asof enige daarvan 'n geheim is nie, maar dit is nietemin ontnugterend om te besef, sy kan so maklik persoonlike inligting uitblaker. Ek is net vies dat jy nie verder wou inkopies doen nie, hoor sy Nina sê. Max het gesê klere, nie net 'n aandrop vir vanaand nie. Daar is 'n baie oulike butiek waarheen ek jou wou neem. Dis jong ontwerpers wat nog moet namaak, maar hulle ontwerpe is vars en modern en gaan jou perfek pas. Daar is nog tyd, as ons gou klaar eet, ek het genoeg klere, keer sy ferm. Vir die lewe wat ek leef, het ek alles wat ek nodig het. Soos wat dit is, gaan ek vanaand 12 uur weer in 'n pampoen verander, en ek gaan nie eers weet wat om met die rok te maak wat ek wel gekry het nie. Dit gaan waarskynlik in my kas hang, tot een van my susters se mooi rok vir 'n grand geleentheid nodig het. Sy kry 'n vreemde kyk. Mens kan mos nie altyd voorspel wat gaan gebeur as die klok 12 uur slaan nie. Ek kan. Glo my, ek het hierdie fliek al gesien. Die rok vir die opera sal ek aanvaar, want ek het nie aandklere gebring nie en ek wil Max nie in die verleentheid stel nie. Maar hy skuld my niks verder nie. Dis definitief nie sy plig om my van my gewoonheid te red nie. Nina se blik raak stip. Dis nie wat hy doen nie, Janie. Sy maak 'n afweerende gebaar. Ek is jammer, ek klink ondankbaar en dis nie my bedoeling nie. Jy klink nie ondankbaar nie, jy klink benoud. Sy sit haar vurk stadig neer. So deursigtig is sy, of dalk is dit net hoe skerp Nina kyk. Ek is nie benoud nie. Wel, miskien so 'n bietjie benoud ook, maar ek probeer eintlik net baie hard om nie die plot te verloor nie. Nina stoot haar bord weg. Kyk haar lank. Daar's 'n plot? Sy tel die wyn op en kry dit reg om haar stem egalig te hou. Daar's altyd 'n plot, jy weet dit. Nee, ek weet nie dat ek dit weet nie. Hoekom vertel jy my nie wat hier aan die gang is nie? Die wyn proe skielik na petrol en sy sit die glas neer. Soek na die regte woorde. Sukkel om dit te kry. Nina, ek wil nie hê jy moet dink.
Sy sug, geïrriteerd met haar eie onbeholpenheid. Het is nie nodig om my gevoelens te spaar nie. Ek kan self sien, ek is nie Max se gewone tipe nie. Nee, jy is nie. Goddank. Dis nie wat ek bedoel nie en jy weet dit. Ek meen, hy moes jou vra om my te help om ten minste net aanvaarbaar te lyk wanneer ek saam met hom in die openbaar verskyn. Nina frons, maar die kelner is daar om hulle borde weg te neem en sy moet haar protestasies hou tot hy buite hoorafstand is. Dis glad nie hoe Max dit bedoel het nie. Hy is vandag by hy het 'n afspraak wat hom waarskynlik die hele dag gaan besig hou en hy wou vir jou iets spesiaals reël terwyl hy besig is. Hy het laat gisteraand 'n boodskap gestuur en gevra vir idees en ek het aangebied om jou rond te neem. En ek waardeer dit werklik. Ek waardeer Max se gebaar en ek waardeer jou tyd en vriendelikheid van vanoggend meer as wat ek kan sê. Maar die ding is, sy huiwer, maar besluit dat eerlikheid hier die beste gaan werk. Kyk, ek weet jy bedoel dit goed, maar dit help nie om van my iets te probeer maak wat ek nie is nie. Môreoggend is die gremering afgewas en die rok opgehang en dan is ek weer my gewone self. Ek het lank gespook om te aanvaar wie en wat ek is en ek wil nooit weer hoef te voel dat ek myself moet verander om ander mense se verwagtinge te pas nie. Lang stilte. Wat sê jy nou eintlik? Sy haal diep asem. Ek sê, wanneer my tyd in Parys uitgeloop het, gaan ek terug na 'n lewe in Suid-Afrika wat niks te doen het met wat ek hier gehad het nie. Vir 'n aand lank kan ek voorgee dat ek en Max dieselfde lewens lei, maar diep binne is ek eintlik 'n doodgewone, klein burgerlike Suid-Afrikaner met uitgediende opvattings wat nie meer 'n plek het in 'n moderne samelewing nie. Soveel as wat ek of jy of Max mag wens dat 'n rok en skoene dit gaan verander, gaan dit nie gebeur nie. Ek pas nie in die lewe wat Max hier het nie, en hy pas baie beslis nie in die lewe wat ek in Suid-Afrika het nie. Janie, Nina is skielik bleek. Weet Max dis hoe jy voel? Het julle ooit oor die toekoms gepraat? Nee, ons het nie, want dit was nie ter sake nie. Dit is nog steeds nie ter sake nie. Sy sien Nina se verstarring en haak haar rugsak haastig oor haar skouer. Sal jy my verskoon asseblief, ek gaan gou 'n draai loop. Betaal jy solank ek kry jou by die motor? Nina het geen ander keuse as om te bly sit nie en dit gee haar die geleentheid om in die badkamer na haar selfbeheersing te gaan soek. Sy moes dit seker sien kom het. Sy moes geweet het hierdie naaste vriende van Max gaan begin vra oor hulle saam wees en sy moes seker beter aan haar antwoorde voorberei het. Maar sy het nooit gedink dit gaan haar werk wees nie. Dit is tog 'n ongeskrewe reël in enige verhouding, hoe oppervlakkig ook al, dat jy verantwoordelik is om jou eie mense se verwagtinge te bestuur. Haar verpligting in daardie opsig het sy baie noukeurig nagekom. Haar kontak met die Kaapenaars was so oppervlakkig en ongereeld moontlik. En al wat hulle weet, is dat Max vir 'n hele paar uitstappies betaal het, wat sy op haar eie sou moes misloop. Parys was pragtig, die kos was heerlik en die museums 'n belewenis. Die Barnard se stille aanvaarding daarvan was vreemd, veral Eleanor se, maar dit was 'n verligting dat dit klaarblyklik al was wat hulle nodig gehad het om haar 'n week se relatiewe rus en vrede te gun. Hoekom sou Max nie dieselfde met sy mense gedoen het nie? Hoekom moes sy vandag in hierdie restaurant sit en stelselmatig die indruk kry dat Nina dink daar is vir haar en Max se toekoms beskore? Nie net 'n voortsetting van 'n lekker vakansieromanse nie, maar 'n werklike toekoms met ooreenkomste en beloftes en 'n vir ewig iewers tussenin. En hoekom is dit nou nodig vir haar om haar polse onder die koue kraan in te druk net om haarself tot bedaring te kry? Sy kyk op, sien die gesig in die spieël, die mooi gremering en die vleiende haarstyl, die vol mond wat bewe onder die impak van die dag se ontdekkings. Dis lipstiffie en haarnaalde, Janie. Sprokie, 12 uur, pampoen. Sorg dat jy terug is by die huis, voor die towerspreek uitloop. Sy moet dit oor en oor vir haarself sê, totdat sy kalm genoeg is om haar hande aan die mooi handdoekie af te droog en die sak weer oor haar skouer te haak. Sy wil haar ook net staal vir 'n volgende ronde met Nina, toe sy buite kom en sien die gode het ingegryp in die vorm van 'n verkeersbeampte wat dreig om vir hulle 'n kaartjie te skryf. Dis net omdat sy die passasiersdeur oop ruk en vir Nina skree, "Klim!"
dat hy hulle al skellende laat wegkom. Indien jy die volledige Sterre is vir altyd op YouTube wil volg, teken in op my kanaal. Dit doen jy deur op subscribe onder die video te klik. As jy op die klokkie klik, laat YouTube jou weet wanneer ek die volgende hoofstuk laai. Indien jy eerder die papierboek wil hê, kan jy dit bestel by Graffiti Boeke. Ek plaas die skakel in die beskrywingsboks hieronder. Sterre is vir altyd is slegs beskikbaar by Graffiti Boeke en Bargain Books.